My latest documentary film, Ons Is Wat Ons Is, was launched at Artscape Theatre in Cape Town. The film focuses on Lief en Leed and the Artscape Theatre's outreach program. Ahead of the launch, I was also interviewed on a Radio Sonder Grense radio station. Marlene Rood hom betrek by hierdie hele ding. Hy vertel ons meer daarvan. Yazid Kamaldeen, die regisseur van Ons Is Wat Ons Is, We Are What We Are. Dis 'n uitreikprogram. Vertel ons asseblief hoe jy betrokke geraak het en hierdie verhaal hoe jy dit vertel het. Okay, so Marlene Rood het my gevra om die documentary film te maak en toe verlede jaar toe gaan ek saam met Mamre toe. Dit gaan oor die outreach program. Outreach is 'n Artscape Theatre program waar hulle die theater is hulle kan sê Engels en woord. Waar hulle die theater neem na klein dorpies waar hulle nie theater is nie. En aan die einde van die dag is dit ons nou oor empowerment. So die hele doel is om vir jong mense bewus te maak van jobs, werk in die theaterbedryf. En dan is daar ook 'n konsert en die konsert is nou fonds in te samel vir die organisasie in daai dorpie. In die geval was dit ons nou Lief en Leed, Michael's het ons nou. Weet jy wat het jou regtig aangeraak? Wat was vir jou belangrik met die vervulling? Wat het jy gesien daar wat gedoen moet word? Kyk, jy sit nou in 'n huis. Martha Lies, ja, cool. Jy sit nou in 'n huis. Michael het gesê cerebral palsy. Ons weet Marlene Rood het ook 'n disability. Ons kyk baie mense mis deur hulle disabilities. En dit vir my was 'n groot ding uit die movie because Marlene het seker gemaak daar is disabled kunstenaars in die show. En vir my was hy nogal cool man, you know, van aan die einde van die dag dink ons nie altyd disabled mense is deel van ons gemeenskap. Hulle is daar nie op die grens, aan die fence. Hulle is op die outskirts. Maar Marlene bring hulle in. You know, hulle is deel van ons hele ding. En daai vir my was cool. En deel van die onderhoud en deel van die movie is om my storie weer te bring. So ek het onderhoud gedoen met disabled mense. Wat kunstenaars, singers, etc. So dit vir my was baie cool. We have baie spesiale dokumentêr wat ons gaan wys in terme van Lief en Leed. Dit is Mali en dit gee vir my 'n groot voorreg om die Lief en Leed, ons pragtige mense van Mamre aan ons regterkant voor te stel. Geef hulle 'n handeklap. Wat die dokumentêr vir ons bymekaar gesit het terwyl ons dit deel gemaak het van ons uitreikingsprogram wat ons al oor die jare gedoen het en hier verlede jaar het ons gedoen met Lief en Leed is die befaamde, die beroemde Yazid. It is an honor to have worked with Marlene and also with Lief en Leed in Mamre. Something that was so cool about working with this on this film was that Marlene doesn't have this shame attitude towards disabled people. I mean, it goes without saying because she is living with the disability and she brings people in, you know, she opens the door like she said in the documentary, she opens the door. And also even when I was filming with Michael and with others, daar was nog van shame. Michael before I was just like, hey, kom staan. And because we were real with each other, we weren't, oh, you know, I don't know how to deal with a disabled person. The launch ended with an opera performance. After that, it was time for the Kunstetreffers variety show, which featured snippets from the documentary film, as well as some lively reel dancing. For persons with disabilities to give dignity to their lives.